Daar sy goeiemôre, hartlik welkom. Wat 'n voorreg is dit nie om in die huis van die Here te wees nie. Ons is almal moeg. Dit was 'n baie lang jaar. Halleluja. Maar halleluja, Jesus gee krag. Halleluja. Hy rig op. Amen. En hy vernuwe weer. Amen. So wanneer jou hart moeg is, wanneer jou liggaam nie weer wil nie, kyk op. Waar sal ons hulp vandaan kom? Halleluja. Amen. Prys die Here. Ons hulp kom van die Here. God wat hemel en aarde geskaap het. Prys sy heilige naam. Wat 'n wonderlike dag. Naweek was dit nie gewees nie. Baie, baie dankie namens die kerkraad. Yes, vir elkeen van julle wat saamgekom het. Baie dankie. Bygedra het. 'n Verskil gemaak het in 'n kind se lewe. Yes. Maar bovenal die boodskap van die kruis help uitdra het. Prys die Here. Wat Jesus opgelig het. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg was dit nie gewees nie. Om in iemand se lewe te kan saai en te weet, dit is die moontlikheid daar, dat hy Jesus kan aanvaar. Dit is waarvoor ons dit doen. Amen. Ons is nie hier om onsself op te lig nie, ons is nie hier om onsself bekend te stel nie, ons is hier om Jesus Christus aan die wêreld op te dra en bekend te stel. Halleluja. So baie dankie vir gister, so opkoms, elkeen wat saam met ons kom verkeer het. Dit was awesome, om die minste te sê. Baie dankie julle. Goed, ek het geen verjaarsdag wat ek van weet sover nie. Dan wil ek net ook dan afkondig, laat al die aktiwiteite, Woensdag sel, Vrydag jeug, al daardie is gesluit tot verdere kennisgewing in Januarie, wanneer ons weer sal aankondig vir julle wanneer dit sal begin. So, Sondagoggende, 9:00, ons eredienste bly staan. En dan wil ek net vir die Kersdiens 8:00 die oggend het ons diens hier by die kerk en dan soos gebruiklik ook 11:00 oujaarsaand hier by die gemeente. Dan gaan ons die nuwe jaar met Christus in. Halleluja, wat 'n wonderlike vooruitsig. Het jy al jou nuwejaarsvoorneme by mekaar? Dankie Here. Ja. Amen, met aan amen. Dit is Jesus en Jesus alleen. Mense planne val. Halleluja, maar God se weg bly staan. Amen, prys die Here. En dit is Christus Jesus en wat hy vir ons aan die kruis kom doen het. So fokus jy net op hom. Amen. Ek weet, daar is baie dae wat ou nie meer lus voel nie. Daar is baie dae wat jy swak word. Maar kom ek sê vir jou, hierdie is die dag wat die Here gemaak het. Amen. Hou vas in geloof aan hom en hy sal vir jou deurkom. Halleluja. Amen, halleluja. Ek gaan oorgee aan die musiekspan. Kom ons staan en ons maak die naam van die Here groot. Halleluja. Amen, prys die Here. Halleluja, prys sy lieflike naam. Halleluja, halleluja. Sê. Nee. Ja, die mense wat gister gekom het, wat nou nie is nie, sies vir julle. As almal net wie sal wees op 'n Sondagoggend. Wat nou gister was. Hoe amazing sou dit gewees het? Amen, prys die Here. Ja. Kom julle wat op Facebook is. Kom, maak jy eens nou groot. Amen. He is worthy to be praised, he's with me. He is worthy to be praised, he set me free. He is worthy to be praised, he opened heaven unto me. He is worthy to be praised. Praise him, praise him, praise him in the morning.
to be praised, He lifted me. He's worthy to be praised, He set me free. He's worthy to be praised, He opened heaven unto me. He's worthy to be praised. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Hallelujah, prys die Here. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the worship. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the worship. Ons verheerlik U naam, soos ons nou voor U staan. Ons verheerlik O Here God, Hosanna in die hoogste. Loof Hom, loof Hom, loof die Koning in die Heer. Loof Hom, loof Hom, loof die Koning in die Heer. Heer, ons bring U die eer, wees ons Koning en Heer. Word verheerlik O Here God, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons verheerlik U naam, soos ons nou voor U staan. Word verheerlik O Here God, Hosanna in die hoogste. Halleluja, prys die Here van die leerskare. Jesus Christus ons Here. Day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus makes me love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one I'm waiting for. Sweeter than the day
sweeter than the day before. Prys die Here. Hallelujah. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, up on high the name of Jesus, magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own, His anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus, magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus, magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah. Prys sy lieflike naam. Majesty, King of kings. Hallelujah, Jesus. To you all the glory and all the praise. To thy
but by thy grace and thy grace alone, into thy presence we come. Into thy presence we come. Not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone, into thy presence we come. Halleluja, kom ons gee die Here 'n lofoffer vanmôre. Hy is waardig om geloof te word, waardig om geprys te word. Halleluja. Daar is iemand wat gesê het een keer, hy sê, the Lord delights in showing himself real for those who care to believe. Glo jy vanmôre dat Jesus Christus God almagtig is? Glo jy in jou hart, halleluja, dat hy en die werk wat hy op Golgotha gedoen het genoeg is vir jou om 'n lewe te lei van gehoorsaamheid en van vrug? Ek gaan dit weer sê. The Lord delights in showing himself real for those who care to believe. Ons sing hierdie liedjie, every day with Jesus is sweeter than the day before. As die lewe vir jou 'n meer nederlaag word, soos jy gegroei het in die Here, dan is daar fout. Want elke dag wat ons groei in Christus, is elke dag wat daar meer van hom beleef en ervaar word. So hoe nader ons groei aan ons ewige tuiste, hoe dieper en nouer is ons verhouding met hom. Dis hoe dit behoort te wees. Dit is hoe dit moet wees. So my lewe moet verander word. Nie deur my werke nie, maar deur my geloof in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. En vir dit om te gebeur, gaan ek my daaglikse kruis moet opneem. En soos ons dit weet, is dit nie godsdienstige werke nie. Ek sê vir jou, om jou kruis op te neem, is om van harte 'n geloofsgehoorsaamheid en 'n oorgawe te hê aan die dood aan die kruis. Ek moet sterwe. Die kruis wys vir my dat ek die probleem is. Want dit is hoekom Jesus kom sterwe het. Want ons kon nie God behaag nie. Ons geregtigheid voor God was soos vuil lappe. Daar is 'n groot verskil tussen godsdiens en 'n verhouding met 'n lewende God. Daar is 'n groot verskil tussen die boom van goed kennis en kwaad en die boom van die lewe. Groot verskil. En dit is waaroor ons vanoggend gaan gesels. Julle kan julle sitplekke neem. Prys die Here. Dankie sangers en musikante. Baie, baie dankie vir die voorreg om so ook weer eens vir julle die woord van die Here te kan kom bring. Dit is my altyd 'n groot voorreg om so ook aan julle te kan kom verkondig. Halleluja. Die boodskap van genade, die boodskap van die kruis. En geliefdes, vanmôre gaan ek 'n bietjie gesels en die tema van my boodskap is: 'n goeie boom dra nie slegte vrugte nie. 'n Goeie boom dra nie slegte vrugte nie. Nou geliefde boetie en sussie, daai goeie boom is Christus Jesus. Hy het nog nooit gesondig nie. Nie in woord nie, nie in daad nie. Hy het nie sonde gehad nie. Maar hy het die sondeoffer vir ons kom neem en ons sonde op hom gedra. Die goeie boom is Christus Jesus en deur die geloof in wat hy gedoen het vir ons aan die kruis, word jy in hom geplant om vrug te dra tot eer van God. My koneksie aan Christus gaan vrug
die uitwerking van die vrug van die Gees in my lewe hê. Klaar. Dis hoekom die woord van die Here dit duidelik maak, dat die wil van God is dat ons sal vrug dra. Vrug dra in die vlees is 'n mooi glimlag en 'n mooi as alles volgens jou werk. Maar as dinge nie volgens jou loop nie, dan is dit wat? Dan sien jy iemand anderste. Dis 'n teken van die vlees en die ou mens wat nog sy verskyning maak, en dit gee vir jou 'n duidelike waarskuwing. Jy's in die vlees, kry jou geloof in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, jou hart moet oorgegee word. Want op die einde van die dag sê die woord van die Here dat ek en jy gaan voor God eendag staan en rekenskap gee. En dit is wat ek vir julle wil bring. Die antwoord wat ek vir julle gee, is nie iets niets nie. Die antwoord tot die sondeprobleem, tot die vlees, die wêreld en die duiwel, is alleenlik die kruis van ons Here Jesus Christus. Ek kan dit vir jou gee, ek kan dit vir jou preek, ek kan dit vir jou bring, maar jy gaan jou hart moet oorgee aan daardie voltooide werk. Anders sal hierdie verbintenis en die vrug en die vloei van die Gees nie daar in jou lewe wees om vrug te bring nie. Hierdie goeie boom na voorskyne te bring nie. Hierdie goeie van God te voorskyn. En dit is wat gaan tel as ons eendag voor die regbank van Christus staan. Want dit wat in geregtigheid gedoen is Christus in en deur ons lewe. Dis hierdie nuwe skepsel wat in die beeld en gelykenis van Christus geskape is en waarna ons groei, geliefdes. Ons het in hom die ewige lewe. Ons het in hom die oorvloed. Ons het in hom hierdie wonderbaarlike 'n lewe van genade en krag en geregtigheid. Dis nie iets wat na ons uitsien nie, dis iets wat ons alreeds in besit het. Maar ons moet daardie hart oorgee aan daardie werke. En ons weet. Jy sê die boom van die lewe is Christus Jesus en hom as gekruisigde. En die nuwe lewe in Christus Jesus is dit wat jy moet reflekteer. As jy julle Bybels het, kan jy vir my oopmaak, Matteus 7 vers 15. Matteus 7 vers 15, dis 'n baie bekende skrifvers in die woord van die Here. En ons lees vir julle Matteus 7 vers 15. En Jesus praat hier met hulle en hy sê, maar pas op vir die valse profete wat in skaapklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Geliefde boeteensis, die skaapklere sê vir my een ding, dis 'n mooi front en 'n vorm van godsaligheid. Maar as ek nie vir jou die kruis van Christus verkondig nie, gee ek vir jou nie die lewe in oorvloed nie. Ek gee vir jou 'n vleeslike evangelie wat gaan veroorsaak dat jy nie net skade in jou eie geestelike lewe maak nie, maar dan dat die vlees ook dan skade kan maak in die wat rondom jou is. So die probleem wat ons het is die vlees. Die probleem wat ons het is die sondige natuur. En die kruis van ons Here Jesus Christus het albei hierdie probleme van kant gemaak. Maar dit gaan jou eie geloofsgehoorsaamheid wees en jou oorgawe in dit wat hy vir jou aan die kruis gedoen het. 'n Hart wat in oorgawe gegee word. Geliefde boetie en sussie, ons moet ons eie harte op daai altaar sit. Daagliks en nog meer, elke oomblik. Want die vlees en die sondige natuur is net 'n oomblik ver. En wanneer ons hierdie waarheid van genade en hierdie enigste waarheid van die kruis nie 'n toepaslikheid en 'n geloofsgehoorsaamheid maak nie, dan gaan ons 'n dienaar word van die sondige natuur. En as jy 'n dienaar is van 'n sondige natuur, dan is jy 'n slaaf daarvan. Iemand wat in die vlees opereer kan homself nie help nie, want dit is wie hy is. Iemand wat deur die sondige natuur oorheers word, kan homself nie help nie, want dit is die krag van die sondige natuur is sterker as wat die wilskrag van enige iemand is, maak nie saak of jy gered is nie. Matteus 7 vers 16, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dussels nie. Geliefde boetie en sussie, kom ek sê vir jou vandag, 'n gekruisigde lewe het 'n resultaat van vrug. I can preach to you the cross,
But if I do not pick up my own cross, those words will fall on the wayside. Because they will not see Christ, they will see you. Christus moet gesien word. En op die ouene van die dag, die vlees wat hy voortbring, is dussels en dorings. En sondag en hier is dussels en dorings. Dis hoekom Paulus maak dit duidelik, ek is gekruisig saam met Christus, en is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En die lewe wat ek nou lewe in die vlees, lewe ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad en homself vir my oorgegee het. Ek lewe met my geloofsgehoorsaamheid in dit wat Jesus aan die kruis vir my gedoen het, en daardeur kom die lewe van Christus in my hart te voorskyn. Maar geliefde boetie en sussie, dis 'n toepaslikheid elke dag. Ek kan vandag lewe en ek kan sê, wow, die gees van die Here is op my, het my gesalf en ek is besig met die werk van die Here. Maar môreoggend staan jy weer op, is daar nuwe dinge waarmee jy besig bly. Waar is jou geloof objektief in daardie oomblik? En as ek dit nie gaan toepas nie, dan gaan die vyand 'n voethold kry om dan so ook te veroorsaak dat die vlees verwoesting saai in 'n mens se lewe. En dis 'n waarskuwing, geliefde boetie en sussie, vir ek en vir jou, vir elke kind van die Here, vir die een wat dink dat hy sonder verontskuldiging is, moet pas op. Want dit is wat ons moet doen, geliefde boetie en sussie. Ons moet werklik waar ons vertroue en geloof op Christus plaas en wat hy gedoen het. Vers 17 sê, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle dan hulle aan hulle vrugte ken, geliefde boetie en sussie. Ons sien hier dat Jesus waarsku ons teen misleiding, teen valse profete, teen valse leraars. Maar nie net dit nie. Hy kyk diep in die erns van 'n persoonlike saak. Diep erns van 'n persoonlike saak. Jou saak en verhouding met 'n lewende God. Jou saak voor die Here. So dis 'n persoonlike saak. En geliefde boetie en sussie, hoor wat ek vandag vir jou sê. Pas op vir predikers wat 'n ander weg wil leer behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde. Nie net woorde nie, maar hulle lewe moet getuig van 'n gekruisigde lewe. Kom ek sê vir jou vandag, voordat jy van iemand anderste kan vertel van die liefde van Jesus, moet hy dit beleef deur sy eie hart en verhouding met God. Laat ek dit weer duidelik vir jou maak. Ek kan vir jou niks gee wat ek nie het nie. En as ek nie Jesus het nie, dan gee ek vir jou wat? Van die boom van goedkennis en kwaad. Ek gee vir jou van die vlees. Ek kan jou nie na die kruis toe vat. Ek kan jou nie na die kruis vat. En ek kan jou nie van Jesus gee. As my geloof, my eie hart in gehoorsaamheid kom in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Die boodskap van die kruis slaan reguit na die hart van die mens. Dit kloof die hart oop en wys jou wat nog in jou hart skuil. Slaan die kruis reg, slaan hy jou hart oop en die wurms wemel. Dit bring na voor. En wat doen die kruis nog? Hy gee my die antwoord tot hierdie probleem. Hy gee hierdie antwoord tot hierdie probleem in my eie lewe. En dit is wat Jesus aan die kruis gedoen het. Maar die grootste vraag is, pas jy dit toe? Pas jy dit toe in jou lewe? Kom ek sê vir jou, die oomblik, as jy nie meer kan sien dat jy verkeerd is nie, of die oomblik wat jy nie eens meer agterkom, dat jy
nie volgens die wil van die Here lewe nie, is dit 'n groot probleem. As die Heilige Gees, die vermaning en die tigtiging van die Gees nie op jou neerkom, terwyl jy jouself bevind in dinge wat nie volgens God se wil is nie, dan moet jy pas op. Maar as die hand van die Gees swaar op jou lewe dra, en hy druk op jou, is 'n goeie teken, want die Gees van God sê dan, vermaan die tigtiging en die vermaning van God nie, want julle is egte kinders. Geliefde boetie en sussie, ek en jy sit vandag hier, hierdie woord is vir my van toepassing, en van ons van toepassing. Ek kom nie hier elke dag, en bestraf elkeen vir sy verkeerde dade wat hy doen nie. Ek gee vir jou die kruis van ons Here Jesus Christus, waar hy wortel en tak in jou lewe sal uitroei. Jy weet dis verkeerd voor God. Jy weet. En as jy weet dat iemand iets teen jou het, gemaak reg. Jy het die verantwoordelikheid voor God om te geregmaak. As jy net dink iemand het iets teen jou, los jou offer by die altaar. Dit beteken voor jy kom, om my te kom aanbid, om jou hart vir my uit te stort. Kom jy eers, en kom na jou boetie toe, wat jy dink het iets teen jou, en sê, het jy iets teen my, kom ons maak dit reg. Maar geliefde boetie en sussie, trotsheid is 'n groot probleem, in baie mense se lewens. Want die erkentenis is nie daar nie. Geliefde boetie en sussie, ons het te doen met 'n lewendige en heilige God. Kan ek vandag vir jou sê, die woord van genade keer geen sonde goed nie. Geen. Want die weg van die kruis, deur genade, is wat die sonde se werking tot niet maak. Maar as daai sondige natuur nog hier, dan sê dit vir my duidelik, jy is nie gehoorsaam nie, jy pas dit nie toe nie. Dis hoekom dit nie werk nie. Geliefde boetie en sussie, die kruis werk elke keer, soos Paulus sê, hy sê, ek slaan nie in die lug soos iemand wat nie weet nie, ek slaan raak. Geliefde boetie en sussie, ons slaan raak as ons die kruis spreek, ons slaan raak as die kruis spreek, maar as jy dit nie gaan toepas nie, al wat ek vir jou ooit kan gee, is jy moet begin glo in dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. As jy lief is vir God, sal jy wil lewe soos wat hy wil hê jy moet lewe, sal jy wil loop soos hy wil hê jy moet loop, sal jy jou vyande lief hê soos hy wil hê jy moet jou vyande lief hê, sal jy diensbaar wees in sy koninkryk soos hy wil hê hy moet. Geliefde boetie en sussie, die boodskap van die kruis werk meer as enigiets ooit van tevore, maar elke mens se ongelowige hart en wederstrewigheid en hardnekkigheid veroorsaak dat hulle nie wandel in hierdie waarheid van die genade van God nie. Ons spreek hierdie boodskap van die kruis elke Sondag, elke keer deur. Geliefde boetie en sussie, ons spreek nie werke nie. Ons spreek nie werke nie, ons het nie programme en dit wat jy moet deurgaan voordat jy hierdie ding in jou lewe gaan regkry nie. Ek preek vir jou, Jesus het vir jou gesterwe aan 'n kruis, hy sy prys vir jou betaal, hy het die bloed gestort en daar is krag in sy bloed, daar is krag in sy naam en dit waarmee jy worstel, wat jy weet wat verkeerd is, gee dit vir die Here, vertrou in jou geloof in wat hy vir jou gedoen het, hy sal jou vrymaak as jy werklik wil vry wees. As jy werklik die Here wil volg, geliefde boetie en sussie, kniel by die kruis, kry jou hart en geloof in dit wat hy vir jou daar gedoen het. Kry jou hart en geloof vasgemaak in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Julle was, maar nou is julle. As jy 'n kind van die Here is, het jy 'n lewe wat in die verlede is. Dis een ding. Wat 'n verskil is tussen 'n kind van God en iemand wat nog nie tot bekering gekom het nie. Ek is klaar. Jy het 'n veranderende lewe. Jesus het 'n nuwe skepsel gemaak. Jy is 'n wedergebore kind van die Here. Ek het so gelewe, hy het my nou vrygemaak. Die lewe wat ek gelei het, is 'n lewe wat ek nou nie meer lei nie. Efesiërs 2 vers 1 sê, en julle het hy lewend gemaak. Lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sonde. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig,
van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van die vlees, toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemelse plekke. So dis wat jy moet beleef. Ek is nou in Christus in hemelse plekke. Christus moet leef, hierdie nuwe skepsel moet na voorskyne gebring word. Dit is wat ons moet leef, geliefdes, want ons het saam met hom opgestaan. Maar sonder, dis hoekom ons die boodskap van die kruis verkondig, want sonder daai geloofsgehoorsaamheid en dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, kan hierdie lewe nie van Christus nie tot effek kom nie. Dis hoekom Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 12 sê, ons wat lewe, word altyd oorgelewer in die dood vir Jesus wil. Baie mense gaan nie volgens die wil van die Here nie, want hulle hart is nie in gehoorsaamheid totdat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Want daardeur sal die goeie vrug voortgebring word wat Christus Jesus is deur die werking van die Heilige Gees. Sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierendheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit is nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Die boodskap van die kruis laat jou nie ledig nie. Die boodskap van die kruis laat jou nie in sonde nie. Die boodskap van die kruis laat die vlees nie toe nie. 'n Lewe in die vlees is nie 'n verskoning omdat ek onder die boodskap van die kruis is nie. Want die oplossing is daar. Kom jy in berou en belydenis en erken dat jy in die vlees was en kom voor God in berou en belydenis. Die woord van die Here sê vir ons dat ons moet wandel na die Gees. Maar ek sê wandel deur die Gees. Dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Wat sê hy hierso? Maar my pa het altyd gesê nooit is 'n groot woord nie, maar hier sê hy, nee, nooit is 'n groot woord, maar kom ek sê vir jou, hier sê die woord nooit. Wandel na die Gees en jy sal nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Wanneer die begeerlikhede van die vlees volbring is, wandel jy nie na die Gees nie. Jammer. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Kyk net, ons spreek die kruis. Ons spreek genade. Ons spreek nie wet en werke nie. As julle deur die Gees gelei word, is julle nie meer onder die werke van die wet nie. Maar julle is onder die genade. Dis hoekom ek sê 'n wandel na die Gees is 'n hart wat oorgegee is in die geloofsgehoorsaamheid en dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dis hoekom die boodskap van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Die krag van God. Dis hoekom Paulus sê, ek het gemaak of ek niks onder julle wil weet nie behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hoekom? Dat julle geloof nie sal sit in menslike woorde van oredenheid van mense wysheid nie, maar in die krag van God. In die krag van God. Want geliefde broeders en susters, ek is die probleem en die kruis van ons Here Jesus Christus is die antwoord. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie meer onder die wet nie. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, troonigheid, naaiwer,
tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserye en dergelike dinge, waarvan ek vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Kom uit die vlees uit. Kom wandel in die gees. Maar die vrug van die gees is blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Geliefdes, ek vra dat jy jou eie hart op die proef sal stel en dat die gees van die Here jou sal wys. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar ons preek die kruis, maar die wat aan Christus behoort, wat aan die ware wingerdstok verbind is, wat in sy dood gedoop is, wat hulle geloof geanker het in die kruis van ons Here Jesus Christus, want ons is mos daarin om gewortel en geanker. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig verlede. As ons deur die Gees lewe, as ons sê ons is kinders van die Here, moet ons dan ook so wandel soos kinders van die Here. As my Christelike lewe of my Christelike loop, en ek lyk nog steeds soos ek gelyk het tot voor ek tot bekering gekom het, moet ek my 'n vraag vra. Want 'n veranderende lewe is 'n duidelike bewys van 'n wedergebore kind van God. Ek is jammer. Ek is nie hier om doekies te draai vanmôre nie. Want baie sal sê, Here, Here. Baie sal sê, ek het hierdie dinge gedoen in U naam. Baie sal sê, maar ek het kerk toe gekom. Ek het hierdie dinge gedoen. Maar hy sal sê, gaan weg van my, ek ken julle nie. Dis 'n verhouding met God. Dis 'n lewende verhouding met 'n lewende God. Dis 'n liefdesverhouding saam met Jesus Christus. En dit is wat kort in kinders van die Here se lewe. Dis wat hierdie boodskap van die kruis doen, met alle erns. Maar een ding wat ek nie kan doen nie. Ek kan nie daai kruis vir jou optel nie. Ek kan nie daai geloofsgehoorsaamheid toepas nie, jy gaan dit met self toepas. As soos die Here vir my verwag en 'n rentmeesterskap aan my toevertrou het, kan ek net die boodskap van die kruis preek. Want een prediker het gesê, hy sê, as die kruis gewerk het in Korinthe, sal die kruis werk hier in Meyerton. Sal die kruis werk hier. As die kruis gewerk het vir 'n moordenaar, as die kruis gewerk het vir 'n moordenaar, as die kruis gewerk het vir iemand wat die bose dade wat nog ooit onder die son gedoen is, as die kruis vir hom kan werk, kan die kruis vir jou werk. Kan die kruis vir my werk. Daar's hoop, geliefde broers en susters. Die Here wil hê ons moet hom dien. Die Here wil hê dat ons vir hom moet lewe. Die boodskap van die kruis is nie iets van gemak nie. Is nie dat jy agteroor sit en verwag alles moet, nee. Ek sit my geloof, dit is 'n daaglikse geloofsuitreiking in dit wat Jesus gedoen het. En op die einde van die dag, geestelike dissipline is nie werke nie. Jy moet jou woord lees. Ek lyk so goed, want ek eet so goed. En as jy nie gaan eet nie, gaan jy nie goed lyk nie. Ek is jammer om dit vir jou te sê. As jy jou geestelike dissipline nie gaan toepas nie, dan gaan jy in elk geval nie God se wil sien nie, en jy gaan in elk geval nie God hoor met jou praat deur sy woord nie. Gebedslewe. Al daai goed is belangrik.
Dis belangrik, dis nie werke nie. Wanneer word dit 'n werk? Wanneer ek daarna kyk as my objektief daarin sit, om oorwinning te kry oor die sonde. Dan word hy werke. Maar om woord te lees, moet jy woord lees. Maar jy moet bo alles die boodskap van die kruis ken, om die woord in die geregtigde konteks te lees, sodat die woord sy regte werk kan doen in jou hart en in jou lewe. Vir jou gebed ook, jy sal moet weet. Jou hart, dis hoekom ons die kruis spreek, want jou hart moet eers te boven alles, moet dit daar gelê word in daai voltooide werk, want dan trek dit jou gebed reg voor God se genade troon deur die bloed van Jesus. Dan lees jy die woord volgens die konteks van die bloed, en daardeur kan die woord sy werk in jou lewe kry. Dan begin hierdie dinge nie oorslaan in werke nie, maar dit begin oorslaan tot eer en verheerliking van God. Dis hoekom ons die kruis spreek. Dis hoekom ons hierdie boodskap van die kruis spreek. Want jy kan vrou sê, lees jou Bybel, maar dan wat nou? Want die vlees gaan hom lees in wat? In 'n verkeerde konteks. Dis hoekom ons sê, as die vooropgestelde idee, die vooropgestelde orde van God nie geken word nie. As die kruis van ons Here Jesus Christus nie geken word nie, en verstaan word nie, kan die toepaslikheid van die woord nie na die gees wees nie, maar dit sal na die vlees wees. Ek is jammer om dit te sê, maar dit is die waarheid. Dis hoekom ons hierdie boodskap van die kruis verkondig. Jesus sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En Paulus, wat sê hy? Julle onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, onder wie Jesus Christus onder julle oë afgeskilder is as gekruisig, dit alleen wil ek weet. Het julle die Gees ontvang deur die werke van die wet of deur die prediking van die geloof? Deur die prediking van die kruis. Dis die prediking van geloof. Jy hoor wat ek sê? So op die ouene van die dag, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En Paulus sê, het julle nie geweet nie? Sonde sal nie oor julle heers nie, want julle is nie meer onder die wet nie, want julle is onder die genade. Hy sê, sal ons dan nou sonde doen dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat het afgesterwe het, sal ons dan nog langer daarin lewe? Nee. Weet julle dan nie, dat toe julle gedoop is, julle in Christus Jesus se dood gedoop is, jy vat jou reguit na die kruis toe, daar waar hy grondkoppel is. Jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal vir jou vrymaak. Vrymaak van die wet, vrymaak van die wat? Van die sondige natuur, en die werke van die vlees, en jy verbind aan Christus Jesus. Geliefde boetie en sussie, ons moet groei in die Here. En hoe groei ons in die Here? As daai geloof en vertroue vasmaak in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. As ek daaraan vasmaak, God werk, want ons is sy maaksel, geskape in Christus. Daar's in Christus Jesus weer. Geskape in hom. Ons is gewortel in hom, opgebou in hom, deur die geloof. En dis die geloof wat ons verkondig. Die geloof waardeur ons moet, die goeie geveg wat ek en jy moet veg, elke oomblik van hierdie dag. Want ek en jy het 'n vlees, ek en jy het 'n gedagtegang, ek en jy, daar's bose magte en owerhede in die lig, wat vir jou goed te gaan fluister in jou gedagtes, en as jy in die vlees gaan opereer en daaroor gaan reageer, was dit nooit eers so nie. Want hy lieg vir jou. En op die ouene van die dag moet ons werklik waar net besef, dat ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Boetie en sussie, die woord van die Here is duidelik. Duidelik. Ons het gesien. En Paulus maak dit duidelik. Paulus wat die boodskap van die kruis verkondig het, sê dit vir ons. Die werke van die vlees doen. En soos ek voorheen vir julle gesê het, kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Kry klaar met die vlees. Kom in gehoorsaamheid in dit wat Jesus gedoen het. Want kom ek sê vir jou nou wat. Die vlees, wat die vlees bedink is in vyandskap met God, dit kan God nie behaag nie. En dit is godsdienstige vlees ook. En soos ek daai tyd vir julle gesê, die godsdienstige vlees is die gevaarlikste in die kind van die Here se lewe.
Want hy het sy soet aangetrek. Hy is die skaapklere. Maar binne 'n roossilwige wol. Ek is lief vir julle. Ek is lief vir julle. En die enigste waarheid wat ek vir julle kan preek, kom in berou en belydenis oor jou eie hart en jou eie lewe. Wees lief vir mekaar. Met 'n liefde wat die Here Jesus Christus vir jou kan gee. Bedien mekaar met liefde. As jou praat oor ander meer word as jou bedien vir ander, dan moet jy begin 'n vraag vra. Dis beter om stil te bly as jy niks goeds het om van iemand te sê nie. As ons begin brood breek en ons begin die woord van die Here oopmaak, dit wat stigting bring, woorde wat genade gee. As ek by iemand kom en ek gee hom woorde van genade, bring ek hom na die kruis, toe gee ek vir hom Jesus. Maar my gesprek en my kuier en my praat, is dit meer oor die woord of is dit meer oor iemand anderste? Het is makliker om iemand anders as 'n vuil wasgoed te was, as om iemand te help om het skoon te maak. En skindernies, geliefde boetie en sussie, stop by jou. Hy stop by jou. Ons moet mekaar opbou in liefde. Ons moet mekaar bedien. Ons moet mekaar vir mekaar bid. Ons moet vir mekaar intree. Want hierdie boodskap van die kruis, sodra jy hom optel, dan is daar wat? Is daar teenkanting? Wat gaan kom, so waar as wag nie, soos ek vir jou dit nou sê. En as hy teenkanting teen jou kom, dankie, ek het 'n boetie en sussie wat vir my bid. Dankie, ons het 'n gemeente wat in liefde saam staan. Dankie, Here, ons het mense wat daar by die kruis kniel en sê, Here, ek, my ellendige mens, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die sonde en die dood? Ek dank God deur Jesus Christus. Geliefdes, ek praat ernstig. Ons moet hierdie dinge onthou. En dit kom nie van die een kant af nie. Ek weet wat die Here van my verwag. Jy weet wat die Here van jou verwag. En partykeer sien ons onsself in 'n ander lig. Wat ander mense sien, dan dink hulle, joh, dit was nie mooi nie. En ons moet hierdie dinge onthou. En ek dank die Here, dat die Here vir ons hierdie dinge aanwys, sodat daar genesing kan kom, sodat daar verbintenis kan kom, sodat daar lewe kan kom. Geliefde boetie en sussie, ons moet Christus weerspieël. Hy moet lewe en nie ek nie. Hierdie kruis optel is vir almal, maar nie almal is bereid om hom op te tel. Want sodra jy hom begin optel, kom wys die Gees van die Here vir jou die ding wat jy nie moet hê daar nie. En dan sit jy hom neer, en vat jy eerder die ding wat jy nie moet hê nie. Hoor vir my mooi. As jy struikel jy oor die kruis. En die woord van die Here sê, as ek my verkiesing en my roeping verseker maak, dan sal ek nooit struikel nie. Nooit, weer 'n woord wat ek nou vir julle nou sê. Nooit struikel nie. En my roeping is in Christus Jesus. Dis is deur die kruis. My verkiesing is deur Christus Jesus nog voor die grondlegging van die wêreld. As ek daai goed nie verseker maak nie, dit beteken my hart en my geloof op een plek geanker in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, wanneer Christus lewe, wanneer hy in beheer is, wanneer die Gees lewe, wanneer dit wandel, sal ek nie struikel nie.
kom ek sê vir jou, dit gaan afhang van jou geloofsgehoorsaamheid. Dis hoekom ons hier die kruis preek. Want jy kan 60 jaar in 'n kerk sit. Jy kan, maak nie saak hoeveel jy met godsdienstige dinge kon besig hou nie. Al praat jy die woorde van engele en tale, maar het jy nie die liefde nie, het jy soos 'n klinkende simbaal geword. Jou liefde wys verander. En die liefde is God. Dis as ek aan Christus verbind bly, nie? Wat hierdie vloei van liefde, vloei van alles. Ons het nou die vrug van die Gees gelees. Gaan lees dit, Galasiërs, gaan lees dit. Maar al hoe hierdie goede in toepassing kan word, is deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Geloof is al wat gaan werk. En nie enige geloof nie. Geloof in die voltooide werk van Christus Jesus. Ek gaan vir jou waarborg. Ek gaan vir jou waarborg. Maar my woord sê vir dit vir my duidelik. Ek kan vir jou al die goed opnoem. Ek kan vir jou sê, wat is hierdie, wat is hierdie, wat is hierdie. Jy weet dit is sonde, dit is sonde. Maar ek laat jou nie net daar en sê, probeer harder of probeer bid. Ek sê vir jou, die kruis van ons Here Jesus Christus is die antwoord vir dit waar jy worstel. Kry klaar met dit waarmee jy worstel. Tel op jou kruis en volg Jesus. Help my, ons hou vas nog daar. Die Here bring die verlossing. Maar is ook 'n keuse wat jy moet maak en sê, Here, ek gaan dit af lê in Jesus naam. Want hierdie dinge wys die Here vir my, dan is nie reg nie. En wanneer hy vir my wys is nie reg nie, dan kyk ek na dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, en hy bewerk hierdie dinge in my lewe. En dis wat ons gaan moet lewe, ons gaan moet lewe. Christus gaan moet lewe, en ek gaan moet sterwe, ekskuus, dat ek daai net regstel. Ons wat lewe word daagliks oorgelewer, altyd, nie daagliks nie, altyd oorgelewer in die dood. So wanneer is altyd? Dit is nou. So aan die dood oorgelewer is as 'n hart wat geheeld is tot die voltooide werk van Christus Jesus. Maar woorde en gedagtes is twee verskillende dinge. You have to put your feet where your mouth is. Mens moet dit sien. En nie net waar jy mense sien nie, maar daar waar mense ook nie is nie. Want jy dien nie die Here net by die kerk nie. Jy dien die Here by die huis ook. Jy dien die Here as jy gaan slaap. Jy dien die Here as jy gaan opstaan. Jy het 'n lewende verhouding. Ons sien nie buite. Everything is about Jesus. As altyd gesê, hy moet alles word en ek moet hy moet meer word en ek moet minder word, maar hy moet alles word en ek moet niks word nie. Ek is jammer om dit te sê, dis die waarheid. En soos Johannes die Doper gesê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld kom weg. Hy het die antwoord, hy het die kruis gepreek. Hy het die antwoord gewys. Enige iets waarmee jy worstel, die vraag wat jy, die antwoord waarna jy so diep soek, is te vinde in die kruis van ons Here Jesus Christus. Ek gaan dit weer sê, die antwoord wat jy na soek, is te vinde in dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Die antwoord waarna jy soek, is alleenlik te vinde in dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Die antwoord waarna jy soek, sy na honger en dors het na geregtigheid, hy sal versadig en vervul word, nie? Maar ook hy honger en dors is ek, dat Christus moet lewe en ek moet sterwe. Daar is jou vraag. Nie net nou nie, elke oomblik. Nie net nou nie, elke oomblik. Ek is hier en ek preek vir myself, soos die Here dit vir my gee, is dit 'n woord wat kom. Dis hoe belangrik hierdie kruis is.
Die boodskap van die kruis is belangrik. Is belangrik. Maar jy gaan dit moet toepas. Ek dank die Here vir 6 jaar. 6 jaar wat die gemeente in bestaan is. Die Here se genade is so groot. Ons het wonderwerke gesien op wonderwerke. Dat ons nog hier is 'n wonderwerk. Dat elkeen van julle nog hier is 'n wonderwerk. Ons dank die Here. En soos die Here daar vir my gesê het nog in die COVID-tyd, het my gesê ek gee vir julle 'n geopende deur. Daai geopende deur is die boodskap van die kruis, ek is jammer om te sê. Pas op dat niemand dit beroof van julle nie. Mense het al gewonder, hoekom sny jy hierdie ding af, hoekom sny jy dit af, want ek doen dit, want God het vir my gesê, dis die kruis van ons Here Jesus Christus, die boodskap van genade alleen, en niks vermenging soek ek nie. Was ek altyd gehoorsaam? Nee. Het ek berou gehad? Ja. Het ek gehuil voor God? Ja. Maar soos ek voor julle staan vandag, ek is bitter baie lief vir elkeen van julle. En ek weet, mense sê, jy moet nie iemand soebat, of jy moet nie iemand smeek nie. Maar ek kom vandag, kom ek voor julle, en ek sê gemeente, ek smeek julle. Kry julle hart en geloof, en gehoorsaamheid voor God. Want hy is nog steeds die heilige God. Hy is nog steeds die een wat dieper kyk as wat jy ooit kan kyk. Kom ons hanteer mekaar met liefde. Kom ons groei in hierdie genade. Kom ons dra mekaar in liefde, ons bid vir mekaar. Ons bou mekaar op. Ons gee mekaar Jesus. Ek kyk na my eie lewe eerste. Kyk na my lewe eerste. En ons help mekaar. En ons groei in die Here. En ons dra vrug. Maar ek kan vir jou nou sê, soos die kruis van ons Here Jesus Christus genade gee vir ek en jou, is daar ook judgment. Daar is ook oordeel. My verkeerde dade en my verkeerde dinge, my maat, dit sal my inhaal. As ek nie tot berou en belydenis kom nie. As ek aanhou in die vlees gaan begin wandel, wat gaan dan gebeur? Dan gaan ek 'n oes van moeilikheid veroorsaak in my eie hart en in my eie lewe, in my eie familie, en in my eie, in die gemeente, en al hierdie dinge. As ek volgens die vlees saai, sal ek verderf maai. Dit maak nie saak of ek gered is of ek ongered is nie, dit het maar sy uitwerking. Want elkeen van ons kan eerlik met ons mekaar wees. Die vlees is nie mooi nie. Is glad nie 'n mooi ding nie. En as jy hom sien opkom, dan kan jy sien, dit is nie reg nie. En dit moet nie daar wees nie. En dis hoekom jy die kruis preek, want dit moet jy na die kruis toe bring. Dit moet jy tot 'n berou en belydenis bring voor God. Kom ons staan saam, julle. Geliefdes, mag hierdie woord werklik waar diep in julle harte indring. Soos ek altyd sê, Here, begin by my. Hier by my. Oh Lord, look at me. Dan kyk ons diep in ons eie hart, in ons eie lewe. Is daai gehoorsaamheid daar? Want dis wat God van jou verlang, want jy kan nie gehoorsaam wees aan enigiets wat hy gee in die vlees nie. Jy gaan dit nie kan doen nie. Dis hoekom hy die gehoorsaamheid wil hê vir jou en wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Sodat die lewe van Jesus voortgesit kan word. En ek vra, kom ons sluit ons oë. Ek vra dat ons net in gebed. Hemelse Vader, ek kom bid, Here Vader. Here, kom bid ek vir ons, Here, as gemeente.
Ek kom bid, my Heilige Vader, Here, dat U vir ons sal kom help, my God. Dat hierdie geloofsgehoorsaamheid toegepas sal word in ons eie lewe. Here, dat ons elke dag, soos U sê, ons self verloon, ons kruis opneem en U volg. Here, ons weet hoe dit gedoen word, Here, dis deur ons geloof en vertroue in dit wat U aan die kruis gedoen het, Here. Al hoe moeilik dit is, Here, moet ons dit toepas. Here, want ons weet, Here, wanneer ons onsself verneder onder die kragtige hand van God, is dit waar ons die vyand kan weerstaan en hy sal van ons wegvlug. Here, daarom weet ons dat wanneer ons vas staan in hierdie geloof, wanneer ons vas staan, gewortel en geanker in Christus, Here, sal ons wees soos daai boom wat by waterstrome geplant is, wat sy vrug gee op die regte tyd. Here, ek weet dat wanneer ons 'n gekruisigde lewe lewe, daar 'n vrug van die Gees na voortgebring sal word en die vlees sal gekruisig wees en nie meer daar wees nie. So daarom bid ek, Vader, dat U vir elkeen oor daai oortuiging sal bring en te kan kyk na hulle eie lewe. Here, dit oop voor U kan stel, Here, sodat hulle die lewe van God in Christus Jesus kan beleef. Dat hulle 'n voorbeeld sal wees vir ander. Here, wat nie die Here dien nie, sodat daar gesmag kan word en daai lieflike geur van Christus ook so versprei kan word, Here. Dis my gebed in Jesus kragtige naam. Amen en amen. Prys die Here. Boetie, het ons nog 'n laaste koortjie. Kom ons gaan lekker saam sing, ons gaan die naam van die Here groot maak. Amen. Wat 'n gepaste koortjie is hierdie nie. Is dit die enetjie wat julle nou gaan sing? Ja. Hy's gepas. I found a new way of living. I found a new love divine. Ek wil net gou ietsie noem. Waar die liefde van Jesus begin, is waar jou liefde eindig. Want ek kan iemand lief hê sodra hulle doen wat ek wil hê hulle moet doen. Maar sodra hulle nie doen wat ek wil hê hulle moet doen nie, dan is my liefde nie so vir hulle daar nie. God se liefde is nie menslike liefde nie. Dis liefde wat daar is wanneer ons dit nie verdien nie. Want nog voor ons hom lief gehad het, het hy ons lief gehad. So die vlees kan net lief hê sodra dit verdraagsaam gehou word onder die vlees, maar wanneer hy, dis nie die liefde van God nie. Gaan lees 'n bietjie 1 Korintiërs 13 vers 4. Geliefdes, kom ons sing saam. I found the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. Abiding in the vine. Abiding in the vine. Love, joy, health, peace, has made them mine. I found prosperity, power, and victory. Abiding in the vine. I found a new way of living. I found a new life divine. Hallelujah. I found the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. Abiding in the vine. Abiding in the vine. Love, joy, health, peace, He has made them mine. I found prosperity, power, and victory. Abiding in the vine. I found a new way of living. I found
found the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. Abiding in the vine, abiding in the vine. Love, joy, health, peace, He has made them mine. I found prosperity, power and victory, abiding in the vine. Amen, prys die Here. Vir die wat op vakansie is, vir die wat vakansie toe gaan, mag julle veilig wees, mag julle veilig terugkom. Ons is baie lief vir julle en bid vir ons en onthou, ons het mos klaar afgekondig, Kersdiens is 8:00 die oggend, hierso by die gemeente en dan oujaarsdiens is 11:00 die aand, op oujaarsaand, hierso by die gemeente. Die Here seën vir julle, wees veilig, bly in die Gees en die Here seën. Bye bye.